Die dierekonsert. Hop, 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 die klein rooi voeltjie van een voëlhuisie na die ander. Daar is nog baie briefies in sy sakkie. Hy moet voor die dag om is vir al die diertjies van die woud 'n uitnodigingsbriefie gee. Dis konserttyd en dis die beste tyd van die jaar vir al die diertjies wat deelneem. Hulle oefen al maande aan hul spesiale talente. Elke jaar sê Aapie se mamma, sy moet deelneem aan die konsert. Maar elke jaar, wanneer sy net genoeg moed bymekaar geskraap het, dan kan sy net nie haarself kry om die inskrywingsvorm in te vul nie. Beertjie, haar beste maatjie, het ook al gesê sy moet nie skaam wees nie. Sy moet net inskryf, want sy het die mooiste stem wat hy al gehoor het. En wat kan sy dan nou verloor? Maar Aapie is maar baie skaam en is so bang al die diertjies gaan vir haar lag. Aapie geniet dit om in die stort te sing voor sy skool toe moet gaan. Beertjie het 'n blink plan gekry. Hy gaan 'n opname van Aapie maak terwyl sy sing. Hy sal buite die venster staan en dan gaan Aapie nie weet hy maak 'n opname van haar wat sing nie. Soos die oggend aangebreek het Aapie soos elke oggend gaan stort en uit volle bors gesing. Sommer 'n hele lange liedjie wat Aapie self al die woorde van geskryf het. Beertjie kon nie sy ore glo nie. Dit was so mooi. Definitief die mooiste stem wat hy al gehoor het. Die jaar het Aapie ingeskryf, maar op die laaste nippertjie het sy vinnig haar inskrywingsbriefie gevat en in die drom gegooi. Gelukkig het Beertjie agter haar gestaan en die inskrywingsbriefie vinnig uit die drom gehaal toe Aapie nie kyk nie. Die aand van die konsert het aangebreek en almal het hul plekkies ingeneem agter die verhoog. Die beoordelaars het mooi in 'n ry gesit, baie opgewonde om die jaar se talent te hoor. Die jaar was die wenprys die grootste nog. Eerste prys was 'n heerlike vakansie vir 4 weg na die baie bekende eiland, waar kos en verblyf verniet was vir 'n hele maand, met klomp heerlike aktiwiteite om te doen. Soos die aand verbygegaan het al die diertjies hul beurte gekry om te sing, en almal het hul bes probeer om daai eerste prys te wen. En heel laaste trek hulle Aapie se inskrywingspapiertjie. Toe hulle Aapie se naam uitroep, kon Aapie nie verstaan nie, want sy het dan haar inskrywingsbriefie in die drom gegooi. Aapie het net vinnig opgestaan en saggies uitgehardloop uit die saal, want sy was net te skaam en bang om op die verhoog te gaan en haar liedjie vir almal te sing. Soos Aapie uit die saal uithardloop, hoor sy haar stem en sy hoor haarself sing. Die skade het skielik tjoep stil geraak en almal het geluister. Die beoordelaars het na mekaar gekyk en kon nie hulle ore glo nie. Beertjie het skelmpies agter die verhoog ingegaan en die opname wat hy daai oggend van Aapie in die stort gemaak het, kliphard begin speel. Aapie kon self nie glo, dis sy wat daar sing nie. Sjoe, dis mooi, sê een tannie vir die ander. En wow, daai persoon het die mooiste stem. Aapie se mamma, wat heel voor gesit het sommer saggies begin huil van blydskap. Beertjie het vinnig vir Aapie gaan haal en op die verhoog laat gaan, waar sy toe die liedjie verder klaar gesing het. Aapie was so bly dat Beertjie haar so gehelp het. Nou weet sy moet in haarself glo en nie altyd dink dat mense vir haar sal lag nie. Toe die liedjie klaar is,
het al die mense opgestaan en begin hande klap. Apie het natuurlik die eerste prys gewen, en Beertjie was toe lekker saam met Apie, haar mamma, pappa en sussie na die eiland waar hulle weg was vir 'n heerlike vakansie.